Die Suid-Afrikaanse weermag word ontplooi vir reddingsoperasies in Limpopo en die oppositieleier in Venezuela, Maria Corina Machado, oorhandig haar vredesprys aan Amerika se president Donald Trump. Goeiemiddag, my naam is Carla Burg en welkom by die visuele nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Die Suid-Afrikaanse nasionale weermag het 2 helikopters ontplooi om mense wat in Limpopo se provinsie gestrand is, te red. Erge oorstromings en stygende watervlakke het reeds die lewe van 'n 5-jarige kind geëis, nadat hy deur vloedwaters meegesleer is. Soek- en reddingsspanne van die Suid-Afrikaanse lugmag het gereageer en helikopters van die basisse in Pretoria en Hoedspruit is gestuur om reddingsoperasies in die geraakte gebiede uit te voer. Verskeie inwoners van die Mabula informele nedersetting buite Kiwane is van hulle huise se dakke en hoogliggende gebiede gered. Augusta A109 helikopter is intussen ook ingespan om 18 mense van die oorstromende Kambuka Lodge buite Palaborwa te bevry. En die weerdiens het intussen 'n rooi vlak 10 weerwaarskuwing vir dele van die provinsie uitgereik. Die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumesani Komalo, sê byna die hele Suid-Afrikaanse polisiediens in Gauteng is by 'n misdaadsyndikaat betrokke. Hy het gister voor die parlementêre ad hoc komitee verskyn en getuig dat die taakspan wat politieke moorde ondersoek, die ontdekking gemaak het, terwyl hulle ontleding en risikobeplanning gedoen het. Die komitee ondersoek tans beweringe van die polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, dat daar wyd verspreide korrupsie in die polisie is, asook die regbank en die regering. Komalo sê die sleutel tot enige syndikaat se oorlewing is sy bande en verhoudings met politici, wetstoepassers en sakeleiers. Die departement van vervoer het die roekelose bestuur van motoriste veroordeel, nadat 'n toename in 144% in inhegtenisnemings vir dronk bestuur tydens die onlangse feesseisoen aangeteken is. Volgens amptelike data het verkeerspolisie 8561 motoriste in hegtenis geneem, nadat hulle bloedalkoholvlakke bo die wette geperk was. Die minister van vervoer, Barbara Creecy, het benadruk dat die huidige wetstoepassingsmaatreëls en bestuurders se houdings moet verander om die toenemende krisis op die land se paaie die hoof te bied. Sy sê die huidige wetgewing is reeds byna 30 jaar oud en meen dit is onaanvaarbaar dat daar 'n wet is wat mense toelaat om te drink en dan te bestuur. En die oppositieleier in Venezuela, Maria Corina Machado, het haar Nobelprysmedalje vir vrede tydens 'n privaat geleentheid aan president Donald Trump in die Withuis oorhandig. Sy sê dit is uit erkenning vir sy verbintenis tot vryheid in Venezuela, en Machado het die toekenning verlede jaar vir haar stryd teen die autoritaire regering van president Nicolás Maduro ontvang. Trump het Machado op sosiale media bedank, maar het haar nie as nuwe leier van Venezuela erken nie. Machado het verlede week gesê sy sal die Nobel Vredesprys met Trump deel, maar die Nobelkomitee sê die prys kan nie teruggetrek, gedeel of aan iemand anders oorgedra word nie. Ek is Carla Burg en dit is jou nuus vir vandag en vir die week. Jy moet 'n geseënde aand verder hê. Totsiens.